Net nou die dag was daar 'n nuusartikel oor 'n 350 miljoen rand drug lab in Volksrust. Jy weet, en okay, ja, daar gebeur nie veel in Volksrust partykeer nie, so mense kan verstaan hoekom hulle dalk iets wil kry om hulle mee besig te hou. Maar die punt daarvan is, 4 van die ouens wat gearresteer is daar, is van Mexico af. Ek is Pieter Steyn. Kom ons gesels land en sand. Kyle Cowan, baie dankie dat ons vandag met jou kan gesels oor jou jongste boek Mafia Land, wat pas verskyn het. Dis 'n thrillerboek. Toe ek hom gelees het, my herinner aan iets soos Narcos, jy weet, of Escobar of so iets. Dit is net ongelooflik. Baie van die stories het al reeds in artikels verskyn op News24 veral, wat jy en jou ander kollegas geskryf het, soos Jeff Weeks, en jy is 'n ondersoekende joernalis by News24. Hoekom dink jy is dit belangrik dat die boek, dat al hierdie mafias in 'n boek saamgevat moes word? Ja, ek dink waar Suid-Afrika is op die oomblik, jy weet, die landskap, hoe dinge lyk. Wat ek agterkom meerendeels is, News24 is natuurlik die grootste publikasie in die land. So ons bereik baie mense. Maar daar's so baie goed wat gebeur heeltyd, dat events are overtaking events amper konstant. So iets wat ek 6 maande terug geskryf het, is word van vergeet, jy weet, en al is dit baie belangrik in terme van wat nou gebeur met die polisie en so aan. Mense vergeet daarvan, want die lewe is besig en jy beweeg vinnig deur goed, en dis kinders en skool, en ek self het al op stories afgekom wat ek 'n paar maande terug geskryf het, en dan sê ek, yes, ja, hierdie het gebeur, ek het al vergeet daarvan. Jy weet, so Marida Fitzpatrick, wat my uitgewer is by Penguin, sy het opgekom met die konsep vir die boek, jy weet, want so tussendeur met al die gepraatery en so het sy gesê, maar hoorie, ek dink ons moet amper half 'n kompendium doen, net om te sê, hier is wat ons sien. So wat ek gedoen het is, elke liewe een van die syndikate of kartelle wat ek oorskryf in Mafia Land, is goed wat ek nou al mee direk betrokke geraak het in sê nou maar die afgelope 8 of 9 jaar as 'n ondersoekende joernalis. Jy is 'n baie goeie ondersoekende joernalis. Jy het al 2 keer die Taco Kuiper prys gewen, wat die grootste journalistieke prys in die land is. En ek dink ook om die boek te lees, en dis nie so gefragmenteerd as wat 'n mens oor tyd verskillende stories lees nie, om alles byeen te sien. En jy het ook net oor 12 mafias geskryf, of 12 kartelle, of tipe, weet, georganiseerde misdaad, en daar's baie meer waaroor jy nie geskryf het nie. En as 'n mens byvoorbeeld 'n GTalk verslag lees, jy weet, jou hare staan regop, maar die publiek lees gewoonlik nie daai tipe goed nie. Nee, en dit is ons werk as joernaliste, is om daai, sê nou maar, hoogs akademiese verslae te vat, en dit in 'n manier voor te gee wat mense dit kan verstaan, en dat jy kan wegstap van daai experience van daai artikel lees, of daai boek lees, of daai hoofstuk lees, en dat jy om die eetkamertafel of om die braaivuur vir mense kan verduidelik, maar hoorie, jy weet, sê nou maar die topic kom op, dan kan jy met gesag praat oor iets, want die highlights is daar, maar dit is nie net, jy weet, die cliff notes nie, dit is nie net die mafias vir dummies nie, dit is ook dis is 'n klein bietjie detail, die belangrike goeders, en die enigste manier om daai stories te vertel is altyd deur kronologie. Jy moet altyd begin by die beginpunt, sover as wat jy kan, en dan ook om dit te weerspieël met wat gebeur in ander lande, want baie mense val baie keer in die trap om te dink, in die lokval om te dink Suid-Afrika is uniek met hierdie tipe van probleme, en ons is nie. En dit is wat my altyd so frustreer, is dat hierdie probleme wat ons nou het, die probleme met die polisie, die probleme met aanklaers, al die goed is al opgelos deur ander lande. Daar is voorbeelde daar buite, wat ons polisie na toe kan draai en sê, okay, maar wat het julle gedoen met hierdie en hierdie en hierdie? Hoe het julle dit reg gekry? Praat met die mense wat nog lewendig is, wat nog in bewind is in sekere van hierdie instansies oor see. Jy weet, kry hulle ervaring by hulle. Jy weet, en dan kan 'n mens daai goed begin implementeer, maar dit is waar die frustrasie vandaan kom, is dat daar net nie 'n wil is om dit te doen. Ja, dis interessant. Ons gaan nou kom by daai voorbeelde van oorsee, byvoorbeeld met die konstruksiemafia. As jy oorkoepelend kyk na georganiseerde misdaad, na kartelle in Suid-Afrika, hoe groot dink jy is die probleem? Dit is verskriklik groot. Die probleem is om te probeer 'n nommer op dit sit.
is verskriklik moeilik oor dat daar so baie verskillende syndikaate en kartelle aan die gang is. Net nou die dag was daar 'n nuusartikel oor 'n 350 miljoen rand drug lab in Volksrust. Jy weet, en okay, ja, daar gebeur nie veel in Volksrust partykeer nie, so mense kan verstaan hoekom hulle dalk iets wil kry om hulle mee besig te hou. Maar die punt daarvan is, 4 van die ouens wat gearresteer is daar, is van Mexico af. Dit beteken een van 2 dinge. Dit beteken dat foreign nationals, jy weet, hulle kom in die land in, en ons geen oorsig oor hoe lank hulle hier bly en wat hulle hier doen nie, maar meer belangrik, dit beteken dat verskriklike gewelddadig en well-resourced kartelle in Mexico, wat nou al famous is in movies en al die tipe van goeders, vir goeie rede, operate in Suid-Afrika in plekke soos Volksrust. Jy weet, en dit maak my bang. Want as dit nou al so ver versprei het, as dit nou al so groot is dat ons lees 'n nuusartikel wat amper, oh, by the way, daar was hierdie drug lab in Volksrust en daar's Mexican mense daar betrokke en hulle is nou gearresteer en dit gaan 'n hofsaake wees. En dan vergeet ons daarvan, ons beweeg aan, want die volgende ding gebeur en die volgende ding gebeur. En dit is hoekom ek voel, ons is op daai punt waar ons amper beheer verloor. As jy kyk na van die voorbeelde waar ons skryf, vir al die konstruksiemafia, die links tussen die konstruksiemafia en die taxi-industrie, wat verskriklik baie geld het en glad nie bang is nie en baie gewapend is, as jy daai link verstaan, as jy daai parallels trek, dan begin jy sien dat hierdie mense is nie bang vir die polisie nie. Hulle is nie bang vir die regering nie, hulle is nie bang vir die spioene nie. Daar is omtrent nie die mag binne in die staat om hierdie mense aan te vat nie. Die interessante ding is, soos in Mexico en Colombia en so aan, is omtrent amper by elkeen van hierdie mafias waaroor jy skryf, en ek dink oor die waaroor jy nie skryf nie, so Steenkool-mafia nog meer, is politici betrokke. Ek meen, ons adjunkpresident is betrokke, raadslede, ontplooide kaders wat amptenare is. Ja, jy sien, en dit is net eenvoudig greed. Dit is net, wanneer jy begin in hierdie georganiseerde misdaad betrokke raak, ewe skielik het jy baie kontant wat rond lê, wat jy kan gebruik om, jy weet, iemand soos Paul Mashatile, en ek sê nou nie hy het nie, maar byvoorbeeld, jy kan vir hom 'n skoenboks vol geld gee, en dan is hy jou beste maat, en ewe skielik, dit is daai stadige progression, van hoe jy gaan van georganiseerde misdaad as die enemy van die staat, na georganiseerde misdaad is deel van die staat. En ons sien dit nou oor en oor en oor en oor, jy weet, in voorbeelde wat Jeff Wicks oor baie geskryf het, die Tembisa Hospitaal byvoorbeeld, wat totaal en al oorgeneem was deur hierdie syndikaate en kartelle. En dit is 'n hospitaal wat veronderstel is om na mense te kyk wat nou nie hulpbronne het nie, en mense gaan dood in die gange van die hospitaal. So dis daai direkte effek wat 'n mens het. En dit is, soos jy sê, elke liewe een van hierdie voorbeelde kan teruggetrek word, en jy sal sien, daar is op een of ander stadium van die geveg is daar iemand van die ANC, of iemand wat in 'n munisipaliteit werk, iewers is hulle betrokke, en of hulle maak baie geld daaruit, of as hulle in die pad staan van kompeterende syndikaate, word hulle eenvoudig doodgeskiet. Om die term mafia te gebruik, kan dalk vir sommige mense wat nog nie die boek gelees het nie, ek dink hulle mening sal verander as hulle die boek lees, na oordrywing klink. Jy skryf oor 12 georganiseerde misdaadkartelle en die verskillende kartelle en hoe ineengevleg hulle is, want dikwels loop die een in die ander. Jy het nou die taxi-mafia en die konstruksiemafia, maar die taxi-mafia is ook betrokke by renosterstropery, en jy weet, omtrent met alles is al hierdie, weet ons hoe hulle operate? Nee, jy weet, dit is een van die grootste frustrasies rondom dit. 'n mens kan, jy kan raai, and you can make what they call educated guesses, jy weet. Maar ek dink dit is baie meer eenvoudig. Hulle organiseer baie meer eenvoudig as wat ons dink as ons nou flieks kyk of televisieprogramme. Ek dink dit is baie meer eenvoudig as dit, want daar is nie strukture in plek, jy weet, soos in baie lande in Europa en so aan, waar hierdie groepe dopgehou word, dag en nag, en hulle kommunikasies word na geluister, en daai tipe van goed nie. Dit gebeur in Suid-Afrika, maar dit is op so limited basis, oor, jy weet, 'n verlies aan hulpbronne, 'n verlies aan kapasiteit, 'n verlies aan ervaring, jy weet, en ongelukkig, wat ons nou sien, in terme van
polisie optrede. Ons is ten minste 15 jaar agter die kurwe. Jy weet, as ons dink aan hoe plekke soos Engeland, byvoorbeeld, die hoeveelheid CCTV kameras wat hulle het, die vermoë wat hulle het om na mense se kommunikasies te kyk wettiglik. En baie mense sal sê, ja, maar wat van privaatheid, wat van die, wat van daai. Ongelukkig, as jy in 'n veilige samelewing wil leef, moet die staat van daai magte hê, en ons moet nou maar net aanvaar dat die staat gaan partykeer luister na wat mense sê, en dalk hulle e-poste kan lees, en hulle WhatsApps kan lees, en dit klink scary, want dit kan baie maklik gebruik word deur kriminele elemente binne in 'n staat om verder kwaad te doen. Maar kyk na die positiewe effek wat dit het vir alledaagse mense op die grond. Veiligheid is beter, jou quality of life increases, en jy kan 'n eenvoudige ding, jy kan met jou kinders gaan stap in die aande rondom jou blok waar jy bly, sonder om te worry dat iemand skielik hier langs jou gaan stop en jy weet jou selfoon probeer steel of iets. En dit is eenvoudige goed wat kan reggemaak word, wat ons as 'n geheel, as Suid-Afrika, 5 stappe vorentoe kan vat in terme van daai eenvoudige persepsie. Maar jy het 'n interessante punt gemaak, Pieter, reg aan die begin oor maffia, en ek dink, as ek in my ervaring van wat ek sien waarvan mense praat oor die afgelope, kom ons sê so 4 of 5 jaar veral, ek dink nie dit is meer 'n geheim dat Suid-Afrikaners voel en dink Suid-Afrika is 'n maffia-staat nie. En terwyl ons nie heeltemal by die tegniese definisie van 'n maffia-staat, jy weet, die georganiseerde misdaad ouens is nog nie in beheer van die president nie, byvoorbeeld. Hulle is nog nie in beheer van die ANC nie. Daar's grootendeels elemente binne in die ANC wat mens kan link na hierdie georganiseerde misdaad toe, maar hulle almal werk nie saam na een punt toe om beheer te neem nie. Maar dit is nie meer lank nie, en dan gaan dit begin gebeur. Dit is baie scary. In die proloog van jou boek skryf jy, terwyl jy aan die manuskrip geskaaf het, dit was so te sê al klaar, toe hou die KwaZulu-Natalse polisiehoof van Nhlanhla Mkhwanazi sy perskonferensie en maak al hierdie skrikwekkende, skokkende aantuigings. Het daai nuuskonferensie en alles wat hy daar gesê het dit jou verbaas? Nee, dit het my nie verbaas nie. Die ding wat my die meeste verbaas het daarvan is dat hy so reg, jy weet, in die oopte uitgestaan het en daar gepraat het. Want gewoonlik mense binne in die polisie, veral in baie senior posisies, hulle, nommer 1, daar word vir hulle gesê, hulle mag nie doen wat hy gedoen het nie. Jy weet, as daar 'n probleem is, ons los dit binne op ons. Ons gaan nie, we don't air our dirty laundry, jy weet. En die rede daarvoor is, want, jy weet, trust in die polisie is die laagste wat dit al ooit was in die geskiedenis van Suid-Afrika. En vir hom om uit te kom om dit so openbloot te maak, weet, net om te sê, luister, ek dink die minister van polisie is besig om met drugssyndikaate te werk om ondersoeke te ondermyn. Dit is 'n ongelooflike bombshell, kan 'n mens sê. Dat hy reg was oor alles, twyfel ek. Ek dink hy het 'n paar, hy het so 'n bietjie op sy witbord 'n paar dots gekonnekt wat dalk nie heeltemal gekonnekt moet word nie. En dit gaan ons nou mettertyd sien, soos wat die Madlanga kommissie wat nou kyk na al hierdie aantuigings. Soos wat daai mettertyd aangaan, dink ek gaan ons meer en meer sien, weet, waar hy dalk hier en daar 'n ding bietjie oordryf het en dalk bietjie iets verkeerd verstaan het, en waar hy ook self om die bos gelei is. Want op die einde van die dag wat ons hier moet onthou is dat, ja, daar is georganiseerde misdaad elemente wat binne in die polisie werk. Dit is 'n feit. Dit is ook 'n feit dat hulle met van die mees senior polisiemense in die land betrokke is. Ons kan nie wegkom daarvan af nie. Maar of hierdie spesifieke geval rondom die political killings task team en die minister se besluit om daai task team te beëindig, of dit gedryf is deur georganiseerde misdaad, daaroor twyfel ek. Ek dink daai is meer 'n administratiewe besluit wat gesien word as 'n aanval op hierdie ondersoeke. Ek wil nou nie die waarvoor die perde span nie, maar ook in jou boek skryf jy vroeg al, ons sit nie met 'n gewone krisis nie. Jy skryf, en ek haal jou aan, a near complete collapse of the moral and structural integrity of law enforcement in South Africa. En dit is, ek weet om dit eufemisties te stel, nogal skrikwekkend. Ja, jy weet, 'n mens, you don't want to be the boy who cried wolf. Jy weet, maar ek dink
ons is nou al op 'n punt as Suid-Afrikaners waar daar is nie meer twyfel daaroor nie. Die polisie is eenvoudig nie bevoegd om hierdie tipe van georganiseerde misdaad aan te vat nie. Hulle kan nie eers normale misdaad, en ek sê normale in hakies, normale misdaad aan te vat nie. Hulle kan nie hoë profiel moorde oplos nie. Hulle kan eenvoudig net nie tot by 'n punt kom waar enigiemand in die land kan sê, wow, jy weet, die polisie, die Suid-Afrikaanse polisiediens is great. Hulle doen 'n goeie job. Daar is enkele datapunte wat 'n mens kan uithaal om te sê die polisie het 'n goeie job gedoen of hulle het hulle goed van hulle saak gekwyt. Ek voel net op hierdie stadium waar ons sit, 27,000 moorde 'n jaar, 17,000 verkrachtings om en by wat gerapporteer word. En dan praat ons nie eers van die hijackings en die huisrowe en die inbrake en daai tipe van goed nie. Die realiteit vir miljoene Suid-Afrikaners elke dag is misdaad. Dis die realiteit vir hulle. Of hulle nou stap van hulle huis na die taxi-rank toe om vervoer te kry na hulle werk toe, of in die aand terug, of as hulle net buite hulle werk sit in die stede en 'n broodjie eet en hulle word beroof. Jy weet, dit is waar ons sit. Ons sit in 'n daar's hierdie golf misdaad. En hoe ek dit probeer beskryf vir mense, as ek sê altyd, onthou die upside down pyramid. Jy weet, en reg aan die onderkant van die pyramid is die polisie. En dan praat ons nou nog nie eers van die howe en aanklaers wat so oorweldig is nie. En daar moet 'n drastiese verandering kom, en daai verandering kan nie net eenvoudig wees, jy weet, hoe ons polisiewerk moet verander nie. Daar moet 'n drastiese verandering wees in terme van werkloosheid, in terme van political policy rondom, jy weet, hordes goed wat die land terughou. Hierdie idees wat in 1980s iewers gebore is in 'n handboek wat iemand gelees het terwyl hulle, jy weet, buite Suid-Afrika was. Ons kan nie meer aan daai ou beleide vasklou nie. En eenvoudig wat ons nou sien is ons ruling classes, ons political classes. Hulle is of te geïnteresseerd om hulle self te verryk, of hulle is te stubborn en te stadig om te verander met hoe tye verander. En dit is seker 'n storie wat ons kan vertel oor baie lande, maar in Suid-Afrika ongelukkig, die werkloosheidssyfers kan ons direk koppel aan die hoë vlakke van misdaad. Pieter, mense is honger. Mense het nie blyplek nie. Mense het nie lopende water nie. Mense is, om plain Afrikaans te gebruik, gatvol. En daar gaan 'n punt kom waar die Julie 2021 riots wat ons gehad het, gaan lyk soos kinderspeletjies. Jo. Kom ons gesels kortliks oor van hierdie maffias. Ons het nie tyd om oor almal te gesels nie, maar die konstruksiemafia. Dis interessant hoe jy in die boek kyk na die geskiedenis in New York van hierdie konstruksiemafia. Ja, die idee daarvan is om te wys dat hierdie business models van hierdie kartelle is nie uniek nie. Jy weet, in die 5 mafia families van New York, wat nou al baie films oorgemaak is en boeke oorgeskryf is, en daar's, jy weet, The Godfather het in my kop, daai dingetjie van The Godfather het heeltyd in my kop gespeel toe ek daai stuk van die boek skrywe, is hulle het begin deur om deur die unies te werk, het hulle voetholds gekry in hierdie groot konstruksieprojekte in New York. En hulle het iets begin wat hulle genoem het the Concrete Club, wat, jy weet, die mense wat die sement verkoop het aan hierdie groot konstruksiemaatskappye, was almal mob-affiliated companies. Hulle was almal maffia-maatskappye. En om daai kontrak te kry van die staat af, van the state of New York af, moes jy een van daai maatskappye gewees het, anders sou die maffia eenvoudig die unie mense opgestook het om die hele building site tot 'n stop te bring. Jy weet, en dit is 'n fantastiese besigheidsmodel, as jy die muscle en die guts het om dit te enforce, as jy die connections het om dit te kan doen. En die netto effek daarvan is dat die prys van sement in daai konstruksie van al daai skyscrapers in New York, die prys van sement was, ek dink, as ek die statistiek reg onthou, tussen 40 en 70% duurder as in enige ander staat in Amerika om en by dieselfde tyd.
En dit is wat 'n mens noem 'n corruption premium, 'n korrupsiepremie, want daai korrupsie moet in die prys van die kontrak dan ingebou word, sodat die konstruksiemaatskappy steeds 'n wins kan maak en dan kan hulle al hierdie mob guys afbetaal. Anders staak hulle net die werk. En as jy kyk na die konstruksiemafia in Suid-Afrika, hulle het presies dieselfde gedoen. Hulle het na hierdie groot konstruksieprojekte toe gegaan en gesê, luister, as julle nie vir ons 'n slice van die pie gee nie, dan gaan ons eenvoudig net die werk stop. En wat baie mense dalk nie weet nie, of dalk nie verstaan nie, as ek as 'n konstruksiemaatskappy 'n kontrak aanvat, alles word uitgewerk per 'n tydlyn. En as ek dan laat is, dan kan, sê nou maar die munisipaliteit kan my dan boet daarvoor, volgens die kontrak, en hulle vir my sê, jy het 2 weke is tyd verloor, nou moet jy ons R2 miljoen betaal. En dit werk ook andersom. As die munisipaliteit die oorsaak was van die delays, dan moet die munisipaliteit miljoene rande uit hulle sak uithaal. En daai is, jy weet, die gesegde daarvoor is money for jam. Want daar was geen kostes aangeloop nie, jy weet, al die tipe van goeder. So dit is hoekom dit so gevaarlik raak, en hoekom hierdie konstruksiemaatskappye op die einde van die dag baie keer sê, okay, goed, ons gee vir julle, jy weet, 'n subkontrak van 'n subkontrakteur, of wat ook al, dit is feitelik minder as 'n persentasie werd van die projek. Maar wat die konstruksiemafia ouens toe nou doen, is hulle sê, nee, wag 'n bietjie. Volgens Suid-Afrikaanse verkrygingswette moet elke projek, jy weet, 25-30% local content hê. So mense wat in daai gemeenskap, rondom daai area, wat daar woon en bly. En dit is, die idee agter dit was upliftment en upskilling van mense in areas waar hulle nie noodwendig kan, jy weet, exposure gaan kry aan sulke tipe van goeders nie. En daai sisteem was heeltemal misbruik en op sy kop gedraai. En as gevolg van dit, hoe hulle dit toe nou doen, wetlik, is hierdie konstruksiemafia ouens sê vir hulle, hierdie ou gaan nou julle community liaison officer wees, dis die ou wat moet seker maak dat al die werkers van die area actually daar bly, en al daai tipe van goed. Dit is ons man, en hy gaan seker maak, net ons mense kry werk. En so kry hulle van hierdie, jy weet, massiewe konstruksieprojekte, kry hulle nou 'n persentasie. En soos wat ek sê in die boek, sonder dat hulle ooit ewen 'n harde hoed hoef op te sit, of 'n paar safety boots aan te dra. En wat hartseer is daaroor, is hierdie skills van hierdie groot konstruksiemense, word nooit oorgedra nie. So die hele punt van daai local content idees, word net heeltemal, jy weet, uit die weg geruim. En dit is, as 'n mens dit wil aanvat, gaan jy gaan feitelik, ek dink jy gaan 'n army nodig hê, om basies hierdie konstruksieprojekte te begin beveilig. Korrupsie kom nie net van een kant af nie. Ek meen, dis nie net die business forums en die konstruksiemafia nie, daar's privaat maatskappye ook. Maar, jy weet, hulle sit ook in 'n netelige posisie, maar jy weet, it takes two to tango amper. Ja, natuurlik, jy weet, en ons sien dit weer en weer en weer en weer. Die korrupsie is nie net die mense wat by Eskom werk, of die mense wat by die munisipaliteit werk, of die mense in government nie. Daar's gewoonlik eers 'n aanbod. En dis waar die korrupsie begin. Maar ek moet ook sê, veral in die konstruksiemafia, daar is verskriklik baie maatskappye wat teen hierdie mense opstaan. Ironies genoeg, die polisie beskik nie oor die vermoë om hulle te help dan, in daai gevegte wat daarna kom nie. En dit raak baie keer physical. Ek meen, mense daag op met AK-47's en knopkieries by construction sites. En wat hulle toe nou begin doen het, veral in KZN, is hulle het begin na die taxi ouens toe gaan, en vir hulle sê, ons sal julle betaal om ons konstruksie te beveilig. En dan hierdie sekuriteitsmaatskappye wat gelink is aan die taxi ouens, wat ook hulle eie AK-47's het en hulle eie reputasies het, hulle beveilig dan nou die konstruksie. En dit kos die konstruksiemaatskappye baie minder om vir daai sekuriteit te betaal, as wat hulle nou 'n persentasie van die winste van die kontrak moet weggee. Daai 30% wat hulle... Daai 30% of 25%. Ek wil nie lank stil staan, ons by nog baie van hulle uitkom van die kartelle, maar New York het dit uitgeroei op die ou end. Ja, hulle het eenvoudig, hulle het nie die probleem direk aangeval nie. Wat hulle gedoen het is, daar was na baie jare se delays van die FBI, wat, jy weet, J. Edgar Hoover wat die FBI begin het nie geglo dat die maffia eintlik so georganiseerd was as wat hulle was nie. En toe Hoover nou eventually
aanbeweeg en nuwe mense kom in, kon hulle nou hierdie massiewe taakspan aan mekaar sit, wat reg oor Amerika gewerk het, maar veral in New York, om die maffia aan te vat. En dit was nou oor goed soos bookkeeping, illegal gambling, jy weet, extortion rackets, blackmail, en dan ook nou hierdie konstruksie, jy weet, rackets wat hulle in betrokke was. En hulle het Unie-leiers gearresteer, hulle het maffia mense gearresteer. En eventually, die tax investigations en die finansiële crimes investigations het daarna toe gelei dat hierdie 5 families van die maffia in New York, wat nog steeds bestaan, wat nog steeds hulle operations het, maar dit is verskriklik verminder. En dit was deur regulation, deur nuwe beleid, veral rondom casinos in Atlantic City en al daai tipe van goeders. Hulle het dit moeiliker vir hulle gemaak om hulle geld rond te beweeg. En hulle het hulle konstant opgehou. En na jare en jare se werk kon hulle dit regkry om hulle te bekamp. Dis nie heeltemal uit te roei nie, maar daar's soveel mense tronk toe gestuur. Ek het op 'n stadium met ek begin om bietjie research te doen om te kyk, okay, maar hoeveel mense het die FBI nou werklik gearresteer en wie is die groot name en so aan. En ag nee, jy kan 'n hele boek net daaroor skryf oor hoeveel mense die FBI toe nou op die einde van die dag in die tronk gegooi het. Jy weet, maar dit is daai single-mindedness. Jy weet, hierdie is die probleem. Dit is hoe ons dit gaan aanvat. En dan hou hulle aan, al maak hulle foute, hulle het net aangehou en aangehou en aangehou, en eventueel het hulle die rug gebreek van hierdie syndikate. Nog een van hierdie kartelle waaroor jy skryf is die Transito rowe, CIT mafias skryf jy, noem jy die hoofstuk. En daar's daai hierdie verstommende verhaal van Sipho McLean Mavuso, wat al 22 keer in hegtenis geneem is. Ja, ek meen, dit is net my kop het al van plof. Ons het die storie vir die eerste keer, ons het geskryf, ek en my kollega Jeff van News24, en toe kry ons sy rekord, jy weet, deur ons bronne, en ons kyk hierna, en hoe meer jy daarna kyk, hoe meer belaglik raak dit. So Sipho McLean, wat natuurlik nou nog nooit skuldig bevind is van enigiets, en ek moet dit sê, want anders gaan kan hy my dalk hof toe sleep, maar hy is in die maag geskiet, deur 'n polisieman, by 'n Kerstdanse toneel, in Siyabusa. Hulle het hom gekry in die bakkie wat hy probeer wegjaag het van die toneel af, een van die bakkies wat gebruik is om die trokkie van die pad af te druk, sit hy met die koel in sy maag, hy is hospitaal toe, hy is onder polisie guard by die hospitaal, hy is toe nou uit, hy is toe nou 1 of 2 keer in die hof, en ewe skielik is die saak weg, saak teen hom is teruggetrek. Kamsdag was daar nie genoeg bewyse dat hy betrokke was nie. En dan as jy so terugkyk, dit is oor die afgelope 15 jaar, hy word op 'n stadium, binne 4 dae van die 1 keer wat hy gearresteer word hy weer gearresteer. En as jy kyk waarvoor hy gearresteer was, dit was possession of a stolen car, jy weet, 'n gesteelde kar was hy was besig om die ding te bestuur, te stop hulle om te arresteer hom. En wat ek argumenteer in die boek, en dit is wat die privaat sektor rondom Transito rooftogte, wat hulle nou begin doen, en hulle doen dit baie beter as wat die polisie doen, is hulle kyk na jou so-called predicate offenses. Kyk, 'n ou met 'n vuurwapen, ongelisensieerde vuurwapen, is nou nie noodwendig 'n rooi vlag vir 'n Transito rooftog. Maar 'n ou wat met plofstof in die boot van 'n gesteelde kar gevind word, dit is 1, 2, 3 rooi vlae. En as ons kan begin, as die polisie kan begin, om meer na die privaat sektor te luister, en meer saam met hulle te werk, as iemand gearresteer word met plofstof, moet daai persoon nie weer op straat wees nie. Want ons weet, waarvoor word plofstof gebruik? Dit word gebruik om ATM's aan te val, dit word gebruik vir Transito rooftogte. Plofstof is veronderstel om hierdie hoogs gereguleerde ding te wees. Jy is nie veronderstel om dit, ewen al as jy 'n myn, jy moet vorms invul so lank as my arm, voordat jy ewen 'n quote kan kry om jy goed aan te koop. Jy weet, en dit moet so gestoor word, en hierdie persoon en daai persoon, begin daar. Crack down on that. Die volgende ding is, baie van die plofstof kom van Zimbabwe af, oor die grens. En hulle moet eenvoudig net begin so haars raak op ouens wat hulle vang wat plofstof smokkel, dat die volgende ou gaan 2 keer dink daaroor. En ek praat nou hier van 20, 30 jaar tronkstraf. Dit moet regtig waar tot op daai vlak gaan, voordat hulle mense kan afskrik van dit af.
Maar daai strategiese operation gebeur eenvoudig net nie. En die ander probleem behalwe nou wat jy nou noem van die strategiese denke en selfs wetgewing is dan nou landroste selfs en aanklaers wat in die sakke van hierdie transitoerowers is, maar ook ondersoekbeamptes, polisiemanne wat daar's 'n deel in die boek of is 'n stuk in die boek wat jy skryf hoe voor die docket hof toe gaan. Haal hulle net 1 of 2 verklaringe daar uit wat daai ding onvervolgbaar maak. Ja. En daar's nie 'n polisieman wat bo hierdie ondersoekbeampte is of 'n bevelvoerder wat kyk dat die goed reg is. Partykeer is hulle kop in een mis en die bevelvoerder en die polisieman doen dit saam. Ander keer is die bevelvoerder net missing in action. Jy weet, hy's nooit by die werk nie want hy's besig met sy eie goed. Die derde probleem is partykeer die mense is net oorweldig. Daar is eenvoudig net te veel sake om dit te doen. Maar die grootste probleem, Pieter, is dat ons in 2025 nog steeds sit met 'n paper-based system. Dat ons 'n polisie docket is nog steeds 'n breinleer met 'n SAP stamp voorop en plekke waar jy nou inligting moet invul op die ding. Hoe kan ons nog nie 'n elektroniese stelsel hê? Ons het 'n elektroniese stelsel om sekere goed te trek, fingerprints, ballistics, al daai tipe van goed. En die CAS system, die sentrale stelsel waarop hierdie sake geregistreer word, waarvan hulle die statistiek en goeders aftrek, dis alles computer-based en intranet-based, maar jou fisiese docket, jou ondersoek docket, is 'n leer wat hierdie polisiemanne in hulle karre mee rondry. Dit kan nie so wees nie. Dit kan eenvoudig net nie so wees nie. Die rede hoekom dit so is, dis dieselfde rede hoekom ons verkrygingsstelsels nog steeds alles op papier gedoen word. Want dan is dit meer oop vir manipulasie. Dan kan 'n ondersoekbeampte wat R5000 in sy gatsak gegee word, dan kan hy net een verklaring uithaal, net reg voor die hof moet begin en sê vir die aanklaer, ag ekskuus man, ek het nog nie tyd gehad om daarby uit te kom nie. Jy weet, as ons verander na 'n elektroniese stelsel, wat elke liewe ding log en trek, elke login, elke rondskuif, elke liewe ding, en daai stelsels bestaan, want ander lande gebruik dit, al vir jare en jare. As ons so iets het, is dit soveel moeiliker vir die individu om 'n saak van die spoor af te ry. As ons daai veranderinge inbring, gaan daar baie korrup polisiemanne bedank. Want dan gaan hulle agterkom, ek het nie meer daai mag om die, jy weet, onder die tafel geldjies te aanvaar nie. Ek kan nie meer 'n docket laat verdwyn of 'n verklaring laat verdwyn of enigiets soos dit nie. Maar dis so eenvoudige ding. In plaas van R100 miljoen spandeer op afluisterapparate wat ons nie mag gebruik nie, want die verkryging was verkeerd gedoen en daar was korrupsie betrokke, kan ons R100 miljoen spandeer op so 'n stelsel. En dan hoef polisiemanne ook nie meer, ek weet nie, jy weet as jy 'n bietjie tyd in die hof gaan spandeer, veral met hierdie groot sake, hierdie groot kommersiële korrupsiesake en goeters, die aanklaers en die polisiemanne loop rond met leers en leers en leers en leers. Dit is 'n logistical nightmare, waar stoor jy al hierdie goeters? Jy weet, dit is amper asof, nee, en dit is nie amper asof nie, dit is, dat daar mense is binne in die stelsel, wat nie wil hê dat verantwoordelikheid deel daarvan moet wees nie. Hulle wil accountability uitsny, om seker te maak dat mense nog steeds kan die system so bietjie buig en die reëls bietjie buig hier en daar. Die CIT of die transitorowe en die OTM goed loop baie hand aan hand. En mense moet maar in die boek gaan lees, maar dit is nie net kontant en lewens, of die kontant wat geroof word en die lewensverlies daar nie. Dit het 'n helse uitkringende effek. Versekeringsmaatskappye wat nie meer petrolstasies wil verseker nie. Ja, ek meen, I can't blame them. Jy weet, as jy dink daaraan, elke keer wat jy 'n video op Facebook of Instagram of Twitter sien van een van hierdie trokkies wat opgeblaas word. Jy weet, en hulle pak die ding so met plofstof dat die dak omtrent 50 meter wegvlieg en jy weet, daai trokkie moet vervang word. Dis 'n koste vir daai maatskappy. En kyk, moet my nie verkeerd verstaan nie. Die ouens wat die geld rondskuif maak genoeg geld. Maar as jy begin dink aan jou versekering op jou kar. As jy jou kar afskryf, as jy 3 karre in 2 jaar afskryf, gaan jou versekeringskostes opgaan. En enige versekeraar, en baie van die keer is dit Lloyd's of London wat hierdie goed, die underwriter is vir baie van hierdie groot versekering en goeders.
En hulle begin Suid-Afrika sien as 'n risiko. Ja, hulle maak baie geld daar uit want die premies is so ongelooflik hoog, maar op 'n stadium begin ewen die versekeraar begin geld verloor. En dan begin hulle sê nee maar wow. En die OTM roof, jy weet bombings, die ATM bombings is 'n baie interessante een. Die grootste teiken is OTM masjiene by fulstasies, by petrolstasies. En die property rondom die OTM behoort byvoorbeeld aan die franchise owner van daai engine of BP garage of wat ook al, maar die OTM behoort aan die bank. So as daai ouens daar kom en hulle, jy weet, gooi plofstof daar en blaas daai OTM op en kry wat geld wat ook al, die skade aan die fulstasie moet deur die banke betaal word. Of deur engine byvoorbeeld wat die eienaar is van daai franchise of wat ook al. Die kostes raak crazy. So sê nou maar hulle kom weg uit een ATM uit met 20 of 30.000 rand, maybe even bietjie meer. Die kostes om dit dan reg te maak, daai skade reg te maak, loop tot by 1 miljoen rand. So, jy weet, daai tipe van ding, ek kan heeltemal verstaan hoekom iemand dan sal sê, maar hoorie, ek gaan nie vir jou versekering gee nie. Want jy gaan my bankrot maak as 'n maatskappy. Jy weet, it's just going to become too costly to do this kind of thing. En daai het 'n knock-on effek dan ultimately op die ekonomie van die land. Want plekke soos Bidwest Protea Coin, wat besluit het, hulle gaan nie meer in die geldbesigheid, they're not going to do this anymore, want die risiko is eenvoudig te hoog. En nou het ons net 'n paar maatskappye oor wat dit doen, en daar lyk net nie vir my asof daar enige progress is om transitoeroofdog veral, wat 'n baie violent, shocking crime is, jy weet, te bekamp nie, of om enige progress te maak om van die ringleaders van hierdie tipe van syndikate wat dit doen, te vang. Jy het nou Bidwest Protea Coin genoem, maar Fidelity ook, en G4S en SPV, daai maatskappye het eintlik ongelooflike intelligensienetwerke en hulle doen eintlik die polisie se werk. Uiteraard moet hulle hê, want die polisie is eenvoudig nie daar nie. Die polisie is eenvoudig nie daar nie. So hierdie privaat maatskappye het nou hierdie van hulle die hulpbronne wat hulle het is ongelooflik. Die ervaring wat hulle het, die hoeveelheid, jy weet, ex-polisiemense wat hulle het vir hulle werk, mense uit privaat sekuriteitsmaatskappye ook van reg oor die wêreld wat nou vir die Suid-Afrikaanse maatskappye werk. Dis net ongelooflik. Van die beste cellphone specialiste werk vir hierdie maatskappye, van die beste ballistics experts werk vir hulle. En die sagte ware wat hulle het, die maniere wat hulle het om inligting te verwerk en koneksies te maak aan mekaar, en om op die einde van die dag om die polisie te help, om die dockets aan mekaar te sit, dit is ongelooflik. Maar daar is levels of cooperation, daar is baie goeie verhoudings tussen sekere mense en mense in die polisie wie se job dit is om hierdie ouens te gaan vang. En dit werk goed, maar daar is ook hierdie grootendeels is daar hierdie wanvertroue in die privaat sektor. Mense wat sê nee, hulle tree net op in hulle eie belang, en dis nou mense binne in die polisie. En ek dink dit is iets te doen met ego en pride wat hulle voel. Jy weet, ons is die polisie, ons moet hierdie goed doen, maar hulle kan hulle self ook nie bring om te aanvaar dat hulle nie eintlik die hulpbronne of bevoegd genoeg is om dit op te los nie. So tot en met daar 'n projek kom waar hierdie mense geforseer word om saam te werk, dink ek nie ons gaan veel sukses hê nie. Wat interessant is in die boek en reg deur die hele boek is hoe hierdie syndikate amper aanpas, evolueer amper. Jy weet, soos transitoerowers wat nou begin kyk na ontvoerings, want dit is minder gevaarlik en minder hoë risiko. Ja, ek meen, op die einde van die dag, die krimineel gaan altyd die beste manier vind om vinnig geld te maak. En hoe minder hy met 'n geweer hoef rond te hardloop, of met plofstof rondry, of met 'n gesteelde kar, hoe beter. Want hulle is nie noodwendig bang daarvoor dat hulle tronk toe gaan vir 'n lang tyd nie, maar dit is baie inconvenient om toegesluit te word en bribes te moet betaal en alles, jy weet, dit vat tyd uit jou dag uit. Jy weet, om nou sarkasties daaroor te wees. En die kidnappings, veral die ontvoerings is vir my, dit is een van my grootste vrese. Want wat hier gebeur is, daar's nou twee goeters, daar's kidnappings vir ransom, jy weet, waar hulle 'n ransom demand, en dit is nou vir mense
betrokke is by groot maatskappye. Veral maatskappye wat met baie kontant werk, soos die groot cash and carries en daai tipe van goeders. Maar daar's 'n ander ene nou wat net soos wildfire is, dis die express kidnappings. Hulle gryp jou, geweer teen jou kop of 'n mes. Hulle ry jou na verskillende ATM-masjiene toe, hulle trek jou hele bankrekening leeg of hulle forceer jou om op jou banking app te gaan, sommer net daar geld oor te maak, lenings aan te vat in party-kere. En dan trek hulle al daai geld of hulle laat dit vir jou stuur of wat ook al na ander bankrekeninge toe. En as jy gelukkig is, kom jy dalk weg met 'n jy's bietjie blou en pers en bietjie bang. Maar baie mense word gesteek met die mes of hulle word gemartel of hulle word geslaan, jy weet. En hoe kan die polisie dit verhoed? Want die polisie kan eenvoudig nie altyd oral wees nie. Al was daar nog 250.000 polisiemense in die land, hulle kan eenvoudig nie oral wees nie, waar hulle moet wees nie. So hoe jy as 'n Suid-Afrikaner wat jy weet op vakansie gaan of net werk toe ry of net huis toe ry in die middag, hoe beskerm jy jouself teen dit? En daai weer eens, dan sit daai ripple effek, daai knock-on effek. Dan as jou kar gesteel en hy word dalk afgeskryf of hulle kry hom nie terug nie, jou versekeringskostes gaan op. Nou moet jy met die bank sit, al jou geld wat uitgetrek is, moet jy somehow probeer terugkry. Jou selfoon moet vervang word, jou identiteitsdokumente moet vervang word. Dit is net, jy weet, it should be the exception, not the rule. Ek is bly jy sê, want daar's 'n hele hoofstuk oor ontvoerings in jou boek, en dit het my hare laat rys, want dit voel vir my, dit kan met my gebeur. Ja. Al is ek geen hoë profiel mens nie, al het ek nie baie geld nie, as hulle met R5.000 kan wegkom, of R2.000, is hulle tevrede. En soos jy sê, die polisie kan nie elke individu oppas nie. Daai is vir my ongelooflik, dit maak my verskriklik bang. Die ding waarmee ek die meeste sukkel in my daaglikse lewe, is om nie, want jy weet, as jy heeltyd met hierdie goed gekonfronteer is, dan is dit half, partykeer raak dit die manier wat jy die wêreld sien. Jy weet, the rose-colored spectacles turn dark, you know. En dit is moeilik, want ek wil tog ook op 'n naweek mall toe gaan saam met my kinders en jy weet, tenpin bowling of wat ook al, maar ek is heeltyd op high alert. Veral dit het nou baie te doen met my werk ook en alles, maar jy weet, as 'n normale individu kan ek verstaan hoekom mense die nuus vermy. Want dit is net te onplesierig. Dit is net nie lekker om heeltyd te wonder, maar jessie, is ek nou volgende, is ek nou wat? Dan is daar natuurlik organisasies in die land wat speel op daai gevoel en speel op daai vrees en jy weet, wat dinge probeer oordryf in 'n manier wat nie regtig in realiteit, jy weet, doesn't really have a foundation in reality, maar ons moet, as Suid-Afrikaners, moet ons begin aanvaar. Ons lewe in 'n gevaarlike land. Misdaadvlakke is ongelooflik hoog. En die mense na wie toe ons kyk om hierdie misdade op te los. Kom ons, moord is die nommer 1 misdaadsyfer wat jy altyd vat om 'n land te meet. En as jou polisiediens vir jou sê, as ons 1 uit 10 moorde, jy weet, oplos, is ons gelukkig, dan view ons dit as 'n sukses. Dan moet jy begin verstaan. Ons is op 'n baie gevaarlike pad, baie vinnig af. En iets moet gebeur. Ons moet iets verander. Die mense moet maar in die boek gaan lees oor, jy weet, tot hoe 'n poskantoorbestuurder ontvoer word. Jy weet, dit is net, jy kan eintlik nie dit glo nie. Maar ek wil nou nie een van hierdie maffias romantiseer nie, maar dit is my 'n geweldig interessante een, is die uitsmyter of die bouncers. Die bouncer mafia, wat nou hoofsaaklik in die Kaap is, maar dit is eintlik gebaseer, dit het in Johannesburg begin. Kan jy net so 'n bietjie vertel daarvan? Ja, ek meen, jy weet, die bouncer mafia, as jy so daaraan dink, almal het al die naam van Mark Liffman gehoor. Jy weet, en hy is onlangs doodgeskiet in George in die Wes-Kaap, en as jy so daarna kyk, as jy net een stapie terugvat, hoe hierdie ouens hulle empires gebou het, hulle fiefdoms, is hulle het sekuriteit aan kuierplekke verskaf. En hoe hulle dit reg gekry het, is hulle sou ingekom het en moeilikheid gemaak het, en dan die volgende dag sien iemand die bestuurder, en sê vir hom, ja, as jy nie sulke moeilikheid by 'n plek wil hê nie, dan moet jy ons aanstel. En in die 70s en die 80s, up to jy weet, die 90s was daar hierdie maatskappye, in Johannesburg veral, Diplomat, Viper,
die tipe van bouncing firms, en dit is meestal ouens wat by mekaar gekom het in, jy weet, in boxing gyms en mixed martial arts gyms en goeters in die stad, en hulle het dit gesien as 'n manier om sekuriteit in 'n area te handhaaf en ook om geld te maak. En gepaard gaan daarmee is natuurlik dan het jy beheer van wat se drugs kom in en wat se drugs gaan uit en wie jy toelaat om dit te doen. En daai business model is na die Kaap toe gevat en dit kom eintlik oorspronklik, een van die ouens het gesien in Londen. Is dit hoe dit werk? Jy weet, daar's sekere areas van Londen wat, jy weet, hierdie firma doen die sekuriteit hier, daai firma doen die sekuriteit daar. Die polisie in Londen het dit ook stopgesit deur jare se intensiewe ondersoeke rondom dwelms en undercover operations en goed. En snaaks genoeg in Suid-Afrika, Piet Byleveld was op 'n stadium aangestel om hierdie bouncer firms in Johannesburg veral, jy weet, bietjie uitmekaar te trek, want daar was hierdie jonger groep ouens wat weggebreek het en hulle het begin, sodra hulle eie firma bestel het, was daar skielik baie insidente van bloedige vuisgevegte in hierdie kuierplekke en goeters rondom Johannesburg, en Piet Byleveld is toe ingebring, maar op die einde van die dag lyk dit, jy weet, die consensus tussen mense wat hierdie topic nou, jy weet, baie ondersoekwerk daar rondom gedoen het, is dat die infighting, die gevegte tussen hierdie ouens oor territory en wie se persentasie is wat van die besigheid, het eintlik gelei tot die dood van hierdie firmas. En vir my is dit net so fascinating ding. Ek dink dit is ook oor, jy weet, ek het 'n familielid van my, jy weet, was betrokke by bouncing en goeters in nightclubs en so aan. So ek het van hierdie stories gehoor, jy weet, in die kombuis, aan tafel en goeters, het ek van hierdie name gehoor en mense daar gepraat en jy weet, en ek het, and it's always been in the back of my mind. En toe ek nou begin research doen vir Mafia Land, toe kom ek agter maar hoorie, daar's eintlik 'n baie belangriker oorgang hierso, want hulle het gegaan van hierdie klein firmas wat, weet, kuierplekke in Johannesburg opgepas het, en daar was altyd hierdie vraagtekens rondom dwelms en al daai goeters, maar toe dit nou in die Kaap toe beweeg, toe begin dit nou regtig groot raak, en it became, jy weet, soos multi-million rand operations, dat het regtig groot begin raak, en that led to daai groot geveg tussen Mark Lifman en Nafees Modak, byvoorbeeld. En dit het nou tot op die einde gekom, jy weet, as jy daai storie volg, dan is dit moorde en intrigue en conspiracy en korrup polisiemanne wat vermoor word, oordat hulle hierdie tipe van goed ondersoek. En tot op die einde van die dag, jy weet, you live by the sword, you die by the sword, en Mark Lifman is doodgemaak op presies dieselfde manier, wat soveel van sy enemies uitgehaal is oor die jare. En dit was net vir my 'n belangrike ding, is om vir mense te wys, jy weet, al skryf mense nie elke dag oor sulke goed by News24 nie, want dit is ook 'n verskriklike moeilike ding om in te kom. Jy weet, jy moet jaar vat om vertroue te bou in daai mense en goeters, en daar het iemand soos Mandy Wiener jy weet, wat fantastiese werk al oor hierdie tipe van goeters gedoen het en ook al boeke geskryf het daaroor. Dit het al jare gevat om daai vertroue op te bou. En ongelukkig moet jy maar jou battles kies as 'n ondersoekende joernalis, jy weet. Maar ja, hierdie was vir my persoonlik interesting, en ook daai nexus tussen die georganiseerde misdaad, veral in die Kaap, en die polisie, is verskriklik belangrik. Jy weet, dit laat 'n mens maar meer verstaan, en hoe daai ouens toe nou éventueel in die groot gangsters van die Kaap regtig waar betrokke geraak het, en nou praat ons van, jy weet, die prison gangs en al daai goed, en dwelms en murder for hire, en dit is net, daai hele onderwêreld is so groot en scary, en you can trace its roots all the way back to Joburg, jy weet, en dit is net vir my, it was fascinating to me, dit was net vir my fascinerend. En jy en Jeff het ook Charles Kinnear se, want dit hou ook verband met daai hele onderwêreld. Dis reg, ja, jy weet, en ek en Jeff het in 2020, en ek dink dit was nog COVID tye, Augustus 2020, as ek reg onthou, is luitenant-kolonel Charles Kinnear doodgeskiet, en hy was 'n detective vir die anti-gang unit in die Kaap, en nogal 'n blerrie goeie ondersoeker. En hy het Nafees Modak se
se vuurwapensmokkelary. En dit is nou vuurwapens wat aan die polisie oorhandig is, wat veronderstel was om al te vernietig gewees het, wat terug op die strate in die Kaap opgeëindig het in hierdie gangsters se hande, jy weet, in hierdie bende se hande. En hy was besig om dit te ondersoek toe hy doodgeskiet is. En jy weet, en ek en Jeff kon redelik vinnig agterkom presies hoe dit gedoen is, deur sy selfoon. Jy weet, hulle het iets gebruik met die naam van location-based services, waar hulle ping jou selfoon, dan kan hulle sien aan wat se selfoontoring jou selfoon geconnect is, whenever they ping uitstuur of wat ook al. En as jy weet, die een ding waaroor ek baie bly is as gevolg van daai werk, is die misbruik van die LBS service en die pinging, is dit bekamp. Jy weet, dit is nou tot moeiliker vir polisiemense om daai stelsel te gebruik, which is maybe 'n klein negatiewe effek van ons verslaggewing, is dat polisiemanne nou meer vorms moet invul voordat hulle selfone mag ping, en hulle gaan en kry actually die warrants van 'n magistraat of 'n judge, jy weet, soos wat hulle veronderstel was om te gedoen het. Maar wat ek baie bly oor is, en ek dink in die lang duur gaan dit baie lewens gespaar het, is dat jy weet, hierdie gangsters en criminal elements en privaat security maatskappye, wat nie regtig privaat sekuriteitsmaatskappye is nie, wat hierdie pinging gedoen het, dit nie meer so maklik kan doen nie. En ek is baie trots oor die feit dat ek en Jeff dit kon regkry, want dit is 'n groot ding. Mense kan dit gebruik om my te agtervolg, om jou te agtervolg. Die ou wat Charles Kinnear se foon so geping het, Zane Killian, en jy weet, hulle trial is nog steeds aan die gang in die Kaap, en hy het sy vrou geping om te kyk waar sy is. Jy weet, dit is die tipe van misbruik wat hierdie stelsels, jy weet, ek weet nie of hy jaloers was of bang was dat sy, jy weet, by iemand aan kuier by wie sy nie moet nie, of dat hy net geworried was oor haar veiligheid, who knows, jy weet, maar hy het daai stelsel gebruik om sy vrou basies te agtervolg, en dis gesamentlik met 'n polisieman wat toe nou vermoor is, verstaan jy? So dit was net vir my skokkend. Ek het geweet die staat kan dit doen, maar ek het nooit geweet dat, jy weet, mense soos Zane Killian en Nafees Modak dit kan doen. Ek wil kortliks praat oor 'n ander absoluut fascinerende maffia, en dis die taxi maffia. Ja. Wat hulle is basies die wiele van die ekonomie, maar hulle is ongereguleerd, en die rede hoekom hulle so ongereguleerd is en waarskynlik nooit gereguleer sal kan word nie, kom uit die 70s uit, onder die apartheidsregering. Ja, jy weet, dit het ook my mond het oopgehang, toe ek nou regtig word begin lees hieroor, en jy weet, die een ding wat ek moet sê is daar is net eenvoudig net nie genoeg research in hierdie industrie nie. Daar is fascinerende, jy weet, ondersoeke wat gedoen is deur academics in die vroeë 2000s en so aan, maar die body of work rondom die Suid-Afrikaanse taxi-industrie is net baie klein, en dit het my nogal geskok, jy weet. Ek meen ek dink enige Suid-Afrikaner weet, jy weet, ek dink 80% van die moordenaars hier wat in hit squads operate, wat ook kom uit die taxi-industrie uit in KZN. Ek dink dit is redelik oop. Ons weet taxis is om op die paaie met hulle te kom, is net so frustrerend, jy weet. Ek dink ons almal vloek op 'n daaglikse basis omtrent, jy weet, en toe besluit ek nie, maar jy weet, there's something deeper here. En as jy mens teruggaan en jy kyk na die kommissies van wat gedoen is rondom, en dit het begin met inefficient government public transport, jy weet, treine en busse wat net eenvoudig nie jy weet, betyds was nie, en net nie gewerk het nie, en ons moet onthou hoe Suid-Afrika, die geografie van die dorpe en alles, hoe dit uiteengelees deur die apartheid regering, en ewen voor dit met die wette wat swart mense van wit mense af probeer weghou het beteken dat swart mense wat werk in die stede of werk in die dorpe of werk by mense se huise, moes redelik ver travel elke dag om by hulle jobs uit te kom. En as gevolg van daai het hulle gesê, okay, well, ons gaan hierdie minibus taxis inbring, ons gaan dit toelaat, want die busse en die treine kry mense net eenvoudig nie. En die regering het agtergekom, it's curbing economic growth. Jy weet, die ekonomiese groei kan nie meer word nie, want ons kan eenvoudig net nie mense rondbeweeg nie. En jy weet, sonder om nou in te veel detail in te gaan, maar op die einde van die dag is die taxi-industrie wat vandag staan. Ons weet nie wat dit werd is nie.
Ons weet nie wie die magtigste rolspelers is nie. Ons kan raai, want ons sien 'n paar van die name hier en daar, maar ons weet nie werklik waar. Hierdie is nie JSE listed maatskappye met rade en jy weet shareholding registers en daai tipe van goed nie, en daar's so baie moorde wat oor en weer gebeur en afbetalings wat gebeur. Dit is effektief onmoontlik om die industrie as 'n geheel te beskryf nie. Maar wat ons kan sê is, ons praat van miljarde rand 'n jaar. Ons praat van AK-47 wielding thugs met ongelooflike hoeveelhede geld in hulle gatsakke. En jy weet die conclusion wat ek tot nou nog gekom het is dat om daai syndikaate te breek, om die taxi mafia in Suid-Afrika aan te vat, gaan effektiewe oorlog wees. Hulle is beter gewapend, beter resourced, meer gewillig as die polisie om die fight te fight. En hulle is eenvoudig, ek is bevrees daaroor, hulle is eenvoudig, as hulle wil, kan hulle beheer vat van die land. And they could do it easily. En wat ons nou begin sien met sekere politikuste wat dalk, ambitions om president te word, is dat van hulle beste vriende is groot spelers in die taxi-industrie. En onder andere, Paul Mashatile is wie ek van praat, en as ons begin kyk daarna, as ons begin verstaan dat hierdie ouens wat met geweld lewe, op 'n daaglikse basis, dalk eendag in 'n beheer gaan wees van die land. So dit is ook nie in enigiemand, ek dink, se belang om hulle nou aan te vat nie. Maar ek is bevrees dat dit eendag 'n probleem gaan word wat Suid-Afrika nie kan oplos nie. Ek dink dit is al klaar te laat om dit te probeer oplos. Ja, soos jy sê, hulle het al klaar soort van, evolve of in sekuriteitsmaatskappye wat die konstruksiemaatskappye help, maar hulle het 'n hele bedryf net in sluipmoordenaars, om sluipmoorde te pleeg, in Kabies, dink ek. Is in Kabi, is die naam, ja, en ons is nie eens meer geskok as ons hoor die ouens wat gearresteer word vir 'n hoë profiel sluipmoord is mense van KZN af nie. Jy weet, ek dink dit is nou redelik, it is relatively common knowledge, common wisdom, dat die mees ruthless, die mees, effektiewe sluipmoordenaars kom uit hierdie industrie uit, want jy moet onthou, enige ou wat enigiemand is binne in die taxi-bedryf, het leibwagte, sy eie maatskappy, sy eie ouens met sy eie netwerk van sluipmoordenaars. So om in daai wêreld te operate, om lewendig te bly, om van dag tot dag, dis ongelooflik, die stres wat daai ouens deurgaan. Ek dink dit is, maar op die einde van die dag, die reward is so groot, want die hoeveelhede geld wat ons hiervan praat, is so massief, en dis hoekom, as jy kyk na wat het in die Kaap gebeur 'n paar jaar terug, toe die munisipaliteit in die Kaap het probeer net van die onpadwaardige taksies van die pad afvat, en dit het basies in 'n oorlog uitgebreek. En dink nou so daaraan landswyd, as dit moet gebeur. Ek dink nie die Suid-Afrikaanse weermag het die vermoë om mense te beklei wat elke liewe dag van hulle lewe beklei nie. They are highly trained, they are ruthless, en hulle is expendable. Hierdie sluipmoordenaar ouens en die sekuriteitsouens, hulle elke dag word hulle doodgemaak. En dit is hoekom jy so baie keer ook sien dat mense soos in die moord van Babita Deokaran, hoe Jeff Wicks hulle gaan vind het waar hulle groot geword het in 'n klein dorpie in KZN, en daai ouens is gearresteer, maar die baasbrein wat hulle geld betaal het om Babita dood te maak, is nooit gevang nie. Want daai ouens is eenvoudig te bang. Hulle is te bang uit te praat, en hulle baie keer weet hulle nie eers eintlik wie regtig hulle vra om die moord te pleeg nie. Maar dit kom terug na, wat ons aan die begin van gepraat het, en dit is daai werkloosheid, en die feit dat daar nie regtig, en ek weet dit is moeilik vir mense wat nou na hierdie gaan luister om te verstaan. Ek weet dit is, maar try and put yourself into this mindset. Vir my en vir jou en vir die mense wat dit luister, is dit maklik. Opportunities om werk te kry is makliker. Geleenthede vir blyplek is oop. Ons kan dit doen. Ons sukkel nie daarmee nie.
vir miljoene Suid-Afrikaners is, jy weet, om een keer 'n dag te eet is 'n groot ding. En tot en met ons daai probleme oplos, those barriers to economic activity, tot ons dit oplos, gaan ons eenvoudig net nie hierdie industrie kan bekamp nie. Want dit is, op die einde van die dag het hulle nie meer keuse. Dis of roof 'n cash and transit van, of jy weet, gaan bomme OTM, of kidnap iemand, of breek by iemand se huis in, of wat ook al, net om 'n paar rand bymekaar te maak. En eventually, dan kry jy daai ouens wat hierdie tipe van goed doen, wat hulle vind they're quite good at it, and they can make a lot of money, en dis daai ouens wat die volgende stap vat, en jy weet, die enforcers en die kingpins begin word. But we have to start somewhere. En eenvoudig, ek dink, om hierdie reactive policing, waar iemand bel, ek ondersoek die saak, ek is nou net beroof, jy weet, bel ek die polisieman kom daar aan, vat my statement, jy weet, that's reactive policing. Tot en met ons daai hele konsep van gaan ons sukkel. Ons gaan verskriklik sukkel. Ons gaan nie wen nie. Ja, want misdaadintelligensie bestaan ook nie meer nie, maar dis 'n ander boek. Die tyd haal ons in, maar ek wil nog oor 2 mafias praat. Ek wou nog praat oor die sigaretmafia, maar mense moet die boek koop en dit lees, want dit is ook absoluut fascinerend. Ek wil praat oor, ek dink 'n mafia wat eintlik nie soveel aandag kry nie, wat eintlik, ofwel wat ek nie baie van weet nie, is die watertankmafia. Ek het nie besef hoe groot dit is, en dat hulle letterlik mense vermoor daarvoor ook nie. Jy weet, hulle vermoor in elke mafia verloor hulle mense, maar ek het nie besef in watertankmafia skiet hulle ook mense dood nie. Ja, yes, jy weet, en weer eens ook, KZN, is waar is waar die regtig gewelddadige insidente begin het, en jy weet, dit is 'n simptoom van hoe minder beheer daar is, hoe minder vrees daar is vir die polisie en vir tronk te gaan en so aan, hoe meer gaan hierdie tipe van goed erger en erger raak, en meer violent raak, en meer dodelik. En die watertanker ouens, dis is een van daai snaakse goed, jy weet, hoe meer die waterinfrastruktuur, die gehalte van die infrastruktuur afneem, hoe meer watertankers het 'n munisipaliteit nodig, anders raak die mens kwaad, en hulle brand tyres in die straat, en breek vensters en goed. En die kriminele organisasies het dadelik agtergekom. Maar hoorie, as ons die ouens is wat die watertankers aan verskaf, dan kan ons en dit is geld, dit bossies geld wat hulle maak. Want dink daaraan, die trok is duur, dis jou kapitaal inset om die trok is duur, maar jy gaan haal water by een punt waar die munisipaliteit vir jou sê, jy gaan haal water daar en jy ry dit daartoe. En jy doen dit 'n paar keer 'n dag. Dit is maklike werk, jy kan mense aanstel om die trokke te bestuur wat amper geen kwalifikasies het nie, so jy betaal hulle next to nothing. En natuurlik dan het jy jou korrupsiepremie wat jy inbou per watervrag. Ons praat van honderde miljoene rande. Ek meen, Pretoria het die 1 jaar wat ek kan nou nie presies die jaar onthou nie, maar dit was nou onlangs in die laaste 2 of 3 jaar het hulle 450 miljoen rand gebudget vir watertankers. En dit het 'n direkte link aan die absolute incompetence en failure van munisipaliteite reg oor die land om hulle waterinfrastruktuur te onderhou. En hulle is villig om te sê, ag ja, dit was sabotasie en die mense breek die pype en daai tipe, ja, dit gebeur. Sure, hier en daar. Maar oorweldigend is dit dood eenvoudig oor die infrastruktuur so oud is. En dit was nie gaan onderhou nie, en dit breek, en dan ewe skielik sit jy met 'n probleem wat maande gaan vat om op te los, want parte moet aangekoop word, en daar is nie geld nie. So dan doen hulle die vinnigste ding net om, jy weet, hulle kry watertankers uit. En sodra jy begin praat van die miljoene rande wat hier betrokke is, once it's contested ground, dan sien jy die moorde. En veral in KZN, daar's mense wat vir die waterwese werk wat vermoor is, bestuurders. Want hulle staan nou in die pad van kontrakte. Jy weet, en dit is nou baie eenvoudiger. As jy nie 'n kontrak kan wen, want jou maatskappy is nou dalk nie wet geregistreer, en jy betaal nie eintlik jou taxes nie, en jy is maar eintlik maar net 'n krimineel wat 'n maatskappy besipsie gaan registreer het en 'n paar watertankers het. Dis baie makliker as die ou nie 'n bribe wil vat nie, om hom net dood te skiet. En dan sê dit vir die volgende ou in daai posisie, wel, hoorie, enige ou wat na my toe kom en sê, hierdie kontrak is myne, dan gee dit hom af vir hom, anders is jy volgende in lyn. En daai snowball, en dan kom jy by 'n punt waar mense
kontrakte het om water af te lewer, hulle lewer nie eers meer die water af nie. Hulle sê net hulle het en vat die geld. Dis my verstommend hoe dit sê nou maar die laaste 20 jaar die onbeholpenheid van die regering, behalwe dat hulle direk betrokke is by korrupsie van hierdie, dat iets soos die gebrek aan instandhouding, so 'n miljard rand maffia kon skep eintlik. Maar in elk geval, dit is maar net. Ons moet vinnig laatstens praat oor die Krugersdorp maffia, Bosasa, om dit nou so reg te sê, die Watsons wat daarbey betrokke was. En jy het amper halfe, ek wil nou nie sê persoonlike ding nie, maar jy en Kloete Marrie het baie gepraat en so aan, en al was hy nie altyd vriendelik nie, jy weet, maar ek onthou daai Saterdag toe jy hier aankom en sê Kloete Marrie is geskiet en Thomas. Ja, jy weet, dit was 18de Maart 2023, so 'n dag wat ek nooit sal vergeet nie, want op daai stadium het ek sal nie sê ons het elke keer koppig gestamp nie, maar ek en Kloete het redelik teen daai tyd al bietjie koppig gestamp rondom die likwidasie van Bosasa, wat toe nou uitgedraai het as een van die, jy weet, corruption on an industrial scale. Hulle het, dit is hoe jy weet, regter Zondo dit beskryf het, hulle het staatsamptenare afbetaal maandeliks miljoene rande. Jy weet, ek sal nooit vergeet die video van Gavin Watson wat hy miljoen rand so uittel op die tafel daar in Krugersdorp, jy weet, in die kluis van Bosasa nie. En reg van die begin af, jy weet, ek het begin skrywe oor Bosasa toe ek in 2018 by News24 aangestel is. Jy weet, het Adrian Basson wat al van 2004 af oor Bosasa skrywe. Jy weet, hy het eendag toe kom hy hier in die kantoor en hy sê van, hoor, ek moet jou nou vertel oor hierdie maatskappy, en hy vertel toe nou vir my die hele storie. Toe raak ek betrokke en ek begin weer vars ondersoekwerk doen, want dit is altyd goed om vars oë op 'n ding te kry, veral na soveel jaar. En dit het toe nou gelei daartoe dat Angelo Agrizzi het op die einde van die dag voor die Zondo-kommissie verskyn, en toe word die maatskappy se bankrekeninge toegemaak, en ja, jy weet, en Kloete Marrie was toe nou aangestel deur SARS. Jy weet, SARS wou hom gehad het, en die meester het hom toe aangestel. And that really set the cat amongst the pigeons. Jy weet, Kloete was hy was 'n hardnekkige flippin, jy weet, hy het net ingestap en beheer geneem van enige situasie. Hy het nie mense se nonsens gevat nie, hy het nie, jy weet, storieetjies aanvaar nie, hy het net sy job gedoen, jy weet, en hy het dood eenvoudig die hele Bosasa operasie opgerol, jy weet, en toe kry ek die middag die oproep, jy weet, en ek jaag toe nou hier kantoor toe, en ja, toe Kloete en Thomas was sy seun, hulle was besig daai oggend om te werk, en hulle toe gery uit Melrose Arch uit, om terug Pretoria toe te gaan, jy weet, en Kloete sou, ek dink, dit was die Saterdag, ek dink die Maandag aand sou hy en sy vrou gevlieg het op vakansie. Jy weet, en ek het dit nou maar 'n bietjie van 'n mission gemaak om agter die kap van die byl te kom. En ons kon redelik vinnig uitfigure wie ons dink was betrokke hier. Jy weet, ons het een ou geïdentifiseer wat die bakkie bestuur het, wat die moordenaars gebruik het en so aan, en die ander kant van dit is natuurlik, die polisie hulle is net nêrens nie. Jy weet, dit is om jou idee te gee, Kloete Marrie het gewerk aan, en ek weet baie mense hou nie van insolventie praktisyne of van likwidateurs nie, maar ongelukkig hulle dien 'n baie belangrike rol in die ekonomie. So love them or hate them, jy weet, hulle moet daar wees, en Kloete was maar eenvoudig net die beste. En hy het gewerk aan Julius Malema se SARS-goeters, Lolly Jackson, Radovan Kretscher. Ek meen, stop bietjie vir 'n oomblik en dink daaroor. Wie is braaf genoeg om Radovan Kretscher aan te vat? Verstaan? Wie nog? Trillion, Comair, het al die groot sake aangevat, die grootste van die grootste sake, die aakligste goed. Bosasa wat net politically net explosive was, jy weet. En hy het dit aangevat en hy het sy job gedoen. En hy het nie, didn't make any bones about it. Hy het nie issues gemaak daaroor nie. Iemand moet dit doen en hy was bereid om dit te doen. Maar dis 'n hartseer een vir my, jy weet, want ek dink ek het mettertyd soos wat ek op die Bosasa goed gewerk het, en dis wat ek skryf in die boek, en dis amper die eerste keer dink ek wat ons dit regtig openbaar. Ek meen, ek dink dit was 7 dae voordat hy doodgeskiet is, het ek laaste met hom gepraat, jy weet, en jy weet, jy raak invested in so iets, want Bosasa het nou deel geword van my lewe. Dit is nou iets wat ek elke dag oor skryf, ek dink elke tweede dag omtrent nog steeds daaraan, en
dit gaan nooit weggaan nie. Jy weet, daar's nog steeds baie vervolging wat moet gebeur rondom die korrupsie, veral rondom Gwede Mantashe en Nomvula Mokonyane en al daai tipe van goeters. En hulle het nou hof toe gegaan om die verslag tersyde te probeer stel. Doe dit eenvoudig oor dit het nou al so lank gevat vir aanklaers om te kom tot by die punt om 'n ondersoek te doen. En ek kan nou vir jou sê, ek het met my eie voete op Gwede Mantashe se plaas gestaan en die kameras en goed wat Bosasa van daar gesit het gesien. En dis korrupsie. Jy weet, hy het nie daarvoor betaal. Dis 'n eenvoudige saak. En ek sê nie Gwede Mantashe moet tronk toe gaan vir 20 jaar nie. Maar as hy skuldig bevind word, gaan dit 'n baie sterk boodskap stuur. En ek dink ons as Suid-Afrikaners sal baie confidence kry in die polisie en die NPA veral, as hulle net probeer. Al verloor hulle die saak, but at least just try. En daarin lê een van die grootste sake wat ek dink nog nooit geondersoek is nie, en dit is die geld wat aan Andile Ramaphosa betaal is deur die ouens. Jy weet, dit is meer as 3 miljoen rand vir projekte in Afrika lande, en die plan was vir Bosasa, wat verander het na African Global Operations. Hulle hele corporate image het verander rondom die pipeline projekte wat Andile Ramaphosa vir hulle sou gebring het. En dit was om en by die tyd wat die 500,000 rand aan Cyril Ramaphosa se ANC presidensieveld tog geskenk is, wat hy gesê het, hy het nooit van geweet nie en so aan. En daar's net vir my, ek weet, ek het nou al storie op storie daaroor geskrywe, en daar was nog net geen update van enigiemand om daai ordentlik te ondersoek nie. Ek meen, ewen die Zondo-kommissie het nie gepraat oor daai betalings nie. Niemand is geondervra nie. Niemand is, en dit het my, ek moet sê, dit het my nogal, my confidence en my, kan mens sê, ek het baie despondent geraak daaroor. Jy weet, dat hierdie groot skandaal net so onder die radar verdwyn. Trouwens, as mens lees in die boek en mens lees jou stories oor die ondersoek na die Marimoorde, dink ek weet jy meer as die polisie wat daar aangaan, hulle ondersoek tot die verkeerde voertuie. Ja, jy weet, en dit maak my bang. En dit maak my nie bang vir my eie veiligheid nie, dit maak my bang vir die bevoegdheid van die polisie. Want daar is nie 'n wêreld waarin 'n joernalis wat, ek het nie magte om 205 subpoenas in te dien en selfoonrekords en bankrekords en goeders te kry nie. Ek het dit alles aan mekaar gesit deur e-poste en met mense te praat en net my brein te gebruik, jy weet, en dit maak my baie bang, jy weet, want op 'n einde van die dag, jy weet, die debat was nogal sterk, jy weet, is dit 'n joernalis se job om hierdie goed te skryf, jy weet, en hoe at what point am I investigating a murder? Jy weet, doen ek dit nog in die public interest, of doen ek dit uit my eie belang uit, of doen ek dit, jy weet, gaan dit die saak eendag seermaak wat ons doen, jy weet, en ons het baie daaroor gepraat, en op die einde van die dag is die enigste manier om accountability, jy weet, te kry, is om vir die publiek te wys, maar jy weet, die polisiemanne sê vir jou, kyk links, maar waar jy eintlik moet kyk is reg voor jou. En as ons dit, ongelukkig, die ding wat my die hartseerste maak daar is, dat ons dit nie vir elke saak kan doen nie. Jy weet, Cloete Murray en Thomas Murray se moord is een van daai sake wat, die effek daarvan is, ek dink nie mense verstaan heeltemal. En ek het nou al probeer om dit vir mense te verduidelik in my stories, en probeer dit weer doen in die boek, hoe belangrik 'n oomblik daai was. We crossed, there was a point that we crossed, a point of no return, as 'n land, as 'n gemeenskap. Want, as jy sulke mense, officers of the court, gaan begin uithaal, jy weet, 2 uur die middag op 'n Saterdag, op die besigste pad in die land, en die Suid-Afrikaanse polisiediens kan nie 'n arrestasie maak nie, hulle kan nie eers die ou, jy weet, 'n onderhoud gaan doen met die ou wat die bakkie bestuur het nie, dan weet ek nie, jy weet, wat se hoop is daar dan, jy weet, as polisiemanne begin doodskiet word, of regters, of aanklaers, jy weet, en ons het nou gesien, onlangs is 'n geval van Tracy Brown, wat doodgeskiet is, onder in die Oos-Kaap, jy weet, en ons is net op so 'n gevaarlike plek. Bouer van die kerk, prokureur wat doodgeskiet is. As die polisie nie ernstiglik begin wys dat hulle bevoegd is om hierdie tipe van moorde op te los nie, dit gaan net meer en meer gebeur. So van Bouer gepraat, toe ek hiernatoe ry, toe dink ek het nou 'n afspraak met jou, gelukkig ken ons mekaar, maar dit is die manier
hoe Bouwer vermoor is. Iemand is. wat 'n afspraak gemaak het, ingeteken by die maatskappy. Ek het ingeteken nie voor ek met jou kon praat. Hy het nou uit die aard van die saak nie die mens geken nie, maar raak jy nooit bang? Dit is so duidelik uit jou boek uit en selfs uit Jeff se boek uit. 'n Lewe is bogrol werd Niks. vir hierdie mense, vir georganiseerde misdaadmense nie. Niks. Raak jy nooit bang? Ja, nee, natuurlik doen ek. Natuurlik doen ek. Jy weet, ek gaan nie hier sit en vir jou sê, ja, ek's Rambo en ek jy weet, vat hierdie mense aan sonder enige worry nie. Nee, jy doen. Jy doen. En daar is kere wat ons besluit het om nie stories te doen nie as gevolg van risiko's. Daar is kere, dit het al gebeur. Maar 95% van die tyd, we go ahead anyway. Want dit is die hele punt agter daai vrees, is om mense te stop om die regte ding te doen. En jy weet, mense kan maar sê van ons wat hulle wil, jy weet, ons maak foute partykeer in ons stories en ons kry sekere goed verkeerd en alles, maar ons is genuinely besig om te probeer om, we're trying to do a good thing. We're trying to, jy weet, ons probeer accountability uitkry en ons probeer vir mense inlig, jy weet, en die risiko wat daaraan verbonde kom, beteken dat, jy weet, baie keer as ek criticism van myself sien, dan, jy weet, daar's 'n paar mense daar buite wat gelukkig kan wees, ek het nog nie by hulle huise opgedaag om hulle te headbutt nie, maar ek het dit daarom nou nog nie gedoen nie, want ek sal my werk verloor. Maar, jy weet, ons probeer genuine, en as meer mense probeer, as meer mense net sê nee, jy weet, en net opstaan en goeie, dan gaan dit ons werk makliker maak, dit gaan die polisie se werk makliker maak, en is moeilik, ek weet dit is moeilik, en ek het dit al 'n paar keer gesê, jy weet, dit is moeilik vir die individu om teen die golf te staan, maar hoe meer mense dit doen, hoe beter, en ja, waar ons is as 'n land, stel dit jou lewe in gevaar, en daar is dreigemente en goeters, maar dis eintlik nogal ironies. Ek dink oor dat die polisie so useless is, in baie gevalle, is dit hoekom joernaliste nie doodgeskiet word in Suid-Afrika so ver nie, want as ons harder werk, jy weet, as die polisie meer gereageer het op die harde werk wat ons doen, en mense gearresteer het as gevolg daarvan, dan sou mense die media as meer van 'n gevaar gesien het. Maar ek dink mense het nou al op 'n punt gekom, veral hierdie georganiseerde misdaad ouens, is dat, who cares? Hulle kan maar skryf, daar gaan nou niks gebeur. Presies. Ja, dit is baie scary op 'n manier ook. Dit is. Net so laastens, vertel vir ons 'n bietjie waar het jy groot geword en so aan. Ja, 'n paar plekke, maar ek identifiseer as 'n Mosselbaaier. Ja, nee, ek is 'n Mosselbaai gebore. Ek het tyd in Gauteng deurgebring en toe in KwaZulu-Natal. Ek het uiteraard in Mosselbaai skool klaar gemaak en ja, toe het ek my journalistieke loopbaan het ek begin by die Newcastle Advertiser in Newcastle. Lang stories, maar my ma is oorspronklik van Ingegaan af, net buite Newcastle, so, en toe het ek Johannesburg, ek is toe eers Empangeni toe, vir die Zululand Observer gaan werk, kan nie van dit vergeet nie, en toe is ek Johannesburg toe in 2017, waar ek by die Sunday Times gewerk het aan die Gupta Leaks, en ja, nou is ek by News24 al van 2018 af. Ja, so jy weet, ek sal baie graag eendag wil terug aan Mosselbaai toe, maar vir nou met jy weet, die boewe is nou nog nie so besig daaronder nie, so ek hou my maar hier in Johannesburg eers. En die belangstelling in journalistiek, was dit nog altyd daar? Ag, dit het gekom van 'n Engelse onderwyseres in hoërskool. Sy het gesê ek moet of onderwys gaan doen of journalistiek, en jy weet, ek wou eintlik 'n fotograaf wees. Ek wou foto's geneem het vir 'n lewe, en ongelukkig, jy moet maar multi-skilled wees, veral as jy by gemeenskapskoerante werk, en one thing led to another, jy weet, en nou is ek hier. Is nie iets wat ek sou nie gekies het nie. Ek dink nie as ek nou moes teruggaan, jy weet, sou ek seker Amba geloop het, fiets, en jy weet, ietsie gedoen het waar ek 8 tot 5 werk en huis toe gaan, en die werk volg my in die huis toe. Ja, maar hier is ons. Hoe ontspan jy, want jy werk omtrent permanent, of dit lyk so? Ag nee, jy weet, ek moet sê, in toe ek is nog steeds redelik jonk, maar ek het in die verlede baie gewerk, jy weet, non-stop, en ons werk nog steeds baie hard. Ek meen, News24 is nie 'n plek waar jy kom sit en op jou laurer is nie, jy weet, dit is 'n baie competitive publikasie, en ons span veral is baie competitive, en as ek sien Jeff Wicks doen iets, jy weet, dan moet ek kan nie laat hy wegkom daarmee nie, so ek moet intree, jy weet, en ons het nou, jy weet, ons span is net uitstekend onder die leierskap van Pieter de Tooy, ons is net very high performing, jy weet, en so om te ontspan,
Jong, ek hou van 'n ou karre werk en motorfiets regmaak en so as gevolg daarvan, jy weet, is al my voertuie permanent gebreek want 'n mens kan mos nie kan mos nie reg tot by 'n punt kom waar die goed klaar is nie, maar ja, ek meen dis vir my baie belangrik, maar ja, lees en skryf snaaks genoeg, maar niks te doen met nuus nie. Maar ja, nee, in die garage met die tools, dis maar die beste manier. En raak jy nooit negatief of moedeloos nie? Ek meen, wil jy nie naderhand emigreer as jy al hierdie goed? Ja, nee. Ek is een van die mees negatiewe mense oor Suid-Afrika wat jy gaan teekom. Jy weet, maar bygesê, ek was al oor see vir 'n geruim, jy weet, vir 'n ruk oor see gebly in die Midde-Ooste en so en ek het elke dag gehuil ek wil terugkom. Jy weet, Suid-Afrika was net dit is net iets, daar's iets aan hierdie plek wat net, dit is soveel anders as enige ander plek in die wêreld, jy weet, en ek hoop net ons kan dit regmaak eendag, jy weet, en as mense veral so erg negatief raak, jy weet, ek kyk wat deesdae in Amerika aangaan, jy weet, en dan dink ek, jy weet, ons het issues, maar ons issues is daarom nog nie so diep soos dit nie, jy weet, en die probleme wat nou in die Amerikaanse politiek uitspeel, ek dink die neeweffekte daarvan gaan wêreldwye impak hê. Jy weet, en ons moet onsself beskerm teen dit as 'n gemeenskap, en ons moet ophou om alles wat ons op Facebook en Instagram te glo en te begin aanvaar asof dit, jy weet, enigiets te doen het met ons. Jy weet, en so ja, the grass definitely isn't greener. So ek dink ons is nog steeds verskriklik bevoordeel in Suid-Afrika. Jy weet, ons kan nog steeds 'n steakie braai en 'n biertjie drink en as ek kyk na waarvan my pelle nou bly oor see en so en die lewe is maar duur daar, jy weet. En ons kom nog weg met 'n lekker lewe vir redelik goedkoop, jy weet. So ek dink ek sal hier wees tot dit regtig waar nie meer kan nie, tot daar vlamme in die strate is, dan sal ek seker besluit om te waai, jy weet, maar ek dink ek is nog hier, ons gaan nog 'n bietjie beklei, ons gaan nog kyk of ons enigstens 'n verskil kan maak, asof ons net, jy weet, as ons net 'n paar stappe vorentoe kan vat, dink ek dinge sal bietjie beter word. Kyle, baie dankie vir jou tyd, dankie dat jy so baie tyd afgestaan het om oor 'n baie ongelooflik interessante boek, scary boek, maar goeie boek te gesien. Baie dankie vir jou, Pieter. Elke Dinsdag gesels ek met nuusmakers, planmakers, bekendes en berigtes. Laat weet ons wat jy dink in die kommentaarveld onderaan hierdie pot gooi of stuur 'n e-pos aan info@rsg.co.za. Onthou om die follow knoppie hierbo te druk en kom gesels elke Dinsdag, land en sand.